Vandag is Maandag 7 April en ons is die week op reis na Palmsondag, die triomtoglike intog. Nou Palmsondag is die begin van Heilige Week, waar ons Jesus se intog in Jerusalem vier. Dit is die dag van jubel en hosannas, maar ook 'n dag wat die skaduwee van die kruis wat op pad is aankondig. Die skare het Jesus verwelkom as koning, maar sy koningskap was nie wat hulle verwag het nie. Nie een van aardse mag nie, maar van offer en verlossing. Kom ons delf in hierdie gebeurtenis met Bybelverse, wyshede van die woestynvaders en gebede wat ons harte voorberei vir komende Sondag se Palmsondag viering. Vanoggend lees ons Matteus 21 vers 8 tot 9 saam. 'n Baie groot skare het hul klere op die pad uitgesprei en ander het takke van die bome afgekap en dit daarop uitgesprei. Die skares wat voor hom uit en agter hom aangeloop het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. Hierdie vers vang die vreugde en verwagting van die oomblik vas, maar ook die ironie. Die skare se hosannas sou gou stil word. Een van die vroeë woestynvaders het gesê, die mens se grootste vyand is sy eie verbeelding van glorie. Op Palmsondag sien ons hoe die skare Jesus as 'n aardse verlosser beskou het, maar sy glorie was in sy nederigheid. Hier word ons herinner dat ons ware grootheid nie in uiterlike eer lê nie, maar in die stilte van 'n oorgegewe hart. Jesus het op 'n esel gery, nie in strydwaan nie, 'n simbool van vrede en ootmoed. Nou komende Sondag se Palmsondag nooi ons dus uit om te reflekteer oor ons eie verwagtinge van God. En soos die skare juig ons wanneer dinge goed gaan, maar bly ons getrou wanneer die pad na Golgotha toe lei. Dis die vraag. Jesus se intog was triomfantlik, maar sy kroon was dorings. Die woestynvaders leer ons om dieper te kyk. Verlossing kom nie deur mag nie, maar deur liefde. Terwyl ons dan palms waai, moet ons ook ons harte oopmaak vir die kruis wat voorlê. Kom ons bid saam. Here, U wat in eenvoud gekom het, reinig my hart van trots. Soos U die hosannas van die skare ontvang het, maar nie hul krone gesoek het nie, leer my om U te volg in stilte en opoffering. Laat my lof U eer gee en nie my eie begeertes nie. Amen.